Ek is Bertus Passon, 'n Suid-Afrikaanse chef en restauranteur. En vandag kook ons met aardappels. Welkom by ons kosreeks, Bak en Boer met Bertus en Jara. In hierdie reeks ons graag vir julle wys dat daar meer is aan die eenvoudige aardappel as wat julle dink. Ons gaan van plaas tot plaas, deur die kombuis tot op die bord waar dit hoort. En die beste van alles is, julle kan saam kook. Ek kuier saam met 'n kenner van Aardappel SA en die span van Jara. En hulle gaan julle wys hoe om uitsonderlike aardappels te groei. Ons is vandag hier net buite Lambert's Baai, by 'n aardappelplaas Kookfontein, wat van die beste aardappels in Suid-Afrika produseer. Die Sandveld is een van die streke wat deur die jaar kan aardappels plant. Hy kan in die winter ook vars aardappels verskaf. En Mondial is een van daai kultivars wat lekker deur die winter kan groei. En Carmen, wat is jou gunsteling aardappelvariëteit? Dis soos wat is my gunsteling kind. Ek dink hulle het almal hulle voor- en nadele en hange wat jy daarmee wil doen. Ek dink Suid-Afrika is ons nog nie op daai punt wat jy gaan koop aardappels vir 'n fit to purpose doel nie. Ja. Ons koop 'n 5 of 7 of 10 kg saak en daai aardappel moet dan alles doen. Ek dink as ons daai skuif maak en dink maar ons koop vanaand hierdie aardappels want ons gaan mash maak, dan gaan jy Ja. die perfekte mash met dit kry. Groot rede hoekom daar so baie Mondials verwerf word, Barbara, 'n maklike groeier is dit ook ons slapchips aardappel. En ja, 'n fit for purpose aardappel. So Ja. dit hang af wat jy daarmee wil doen, dan vat jy daai aardappels vir 'n doel. Ek neem in Suid-Afrika, ons ekonomie is regtig 'n ekonomie van ons wil graag mense voer. En ons is in Suid-Afrika is of 'n rys ou of 'n brood ou of 'n pap ou of 'n aardappel ou, jy weet, of soos ek al 4. Meeste van julle het seker al geraai waar ons vandag is. Maar indien jy nie kon nie, ons is vandag by die Meisbosskerm, 'n legendariese Weskus restaurant net buite Lambert's Baai. So, ons gaan hierso in hierdie lekker kombuisie vandag die nederige aardappel omskep in 'n heerlike ete. So as jy in die Kaap bly of jy bly in Joburg, verstaan jy presies wat 'n Gatsby of 'n Cotta is en dis wat ons gaan maak. Ons gaan 'n luxury steak and chip sandwich maak. Yes, hallo, gaan dit? Sjoe, Hallo kom, hallo Piet. hierdie lyk lekker. Ja. Dis julle skoene nog vol sand. Vol sand. Vol sandsout. Lekker. Luister julle, ons gaan 'n heerlike steak sandwich maak vandag en natuurlik so Cotta of 'n Gatsby so van vibe. Maar met 'n klein bietjie luxury by. Lekker. Ek hou van En die aardappels, En die wat se aardappels. aardappels sê jy? Hierdie is Mondials. Okay. Ons het dit klaar geblancheer. So weet in restaurante gebruik ons olie om te blancheer, maar by die huis is die beste water. So blancheer in warm water, dit moet lekker sag wees en dan haal ons hulle uit en ons droog hulle af. Klink lekker. Eers natuurlik is goeie steak. Ons gebruik vandag sirloin wat kom van 'n French plaas af en dit is flippend lekker steak. Flippend goeie kwaliteit. En ons doen soos van 'n klein barbecue spice wat ons self gemaak het. Maar jy kan by die huis enigiets gebruik. Regtig eenvoudig en genoeg daarvan aan die kante. Lekker baie sout. En dit help regtig waar om die vet uit te braai en 'n bietjie bros te kry. Ons wil nie vet verloor as dit nodig is nie. En dan oor soort van redelike medium kolle as ons steek neer. Die volgende stap natuurlik is 'n goeie brood. Ons gebruik sommer lekker wiggle ciabatta. Ons gaan die hele ding gebruik want ek dink jy het honger. Lyk altyd honger. En natuurlik een van die tricks wat ons altyd leer by die Italianers, né? Nee? So hulle vat hierdie wonderlike brode om toebroodjies mee te maak. Maar die probleem met so 'n wonderlike brood is natuurlik dis amper te veel brood. So ons vat 'n steelie van ons eitol. En die eitol gee vir ons genoeg spasie in Italië vir nog ham, in hierdie geval vir nog chips. Wat is so 'n spesifieke olie wat jy verkies om jou chips in te braai? Ons gebruik gewone canola olie, dit werk so bom, skoon, jy weet, lekker hoë temperatuur en dit slaap op die vuur lekker warm. Natuurlik botter. En ons gaan stadig hierdie oudjies rooster en dan gaan ons na die chips begin kyk. So weer eens hierdie is net geblancheer in soutwater, afgedroog. Piet skille aan, hè? Ons het 100%. oor gepraat. En net in 'n lekker pot warm olie. Asai. Ek lekker lyk dit, hè? Ja. Dis my crispy is nog so lekker. Seker aardappels het 'n laer GI as ander aardappels. Die metode waar jy mee voorberei het ook iets te doen met hoe die glikemiese indeks is. Mens sou nie dink dat daar so 'n groot verskil is in voedingswaarde binne die verskillende kultivars nie.
En ons het gekyk na slapchips, wat se tipe kultivar maak die beste slapchip. Ja. Gelukkig neig hulle almal nogals om goeie chips te maak. Die verbruiker kan nie regtig so groot 'n verskil agterkom nie. Wat dink jy Piet is hulle? Yes, hulle het 'n mooi goue kleur nou op hulle, né? Natuurlik altyd sout. Hier is 'n klein bietjie chermoula, eie kruie, speserye, chili en bietjie suurlemoen. Wat 'n wonderlike dressing is natuurlik vir vleisgeregte. Ons gebruik hierdie sien jy nogal baie, maar hierdie is vars horseradish. Wat gaan oorrasper en dan ons kan niks in Suid-Afrika doen sonder natuurlik 'n klein bietjie monkey gland mee. Ons gaan baie fancy goeders doen, maar monkey gland moet daar wees ongelukkig. Hy moet daai soeterigheidjie by hom kry, né? Dis mos maar hoe ons gebou is, Piet. As hy eers ek is weer klaar. Kom ons sit hierdie ou mekaar. So as ons steak, so is ons gaan net lekker dun kerf. En 'n goeie mes. Ja. Moenie sukkel met 'n stomp ding nie, hy gaan jou net seermaak. Ons gebruik al die vet. So, hierdie wonderlike lekker chermoula, Kom nie lekker te nou by. vars kruie, 'n bietjie speserye, chili, baie suurlemoen, olyfolie. Soms 'n klomp horseradish. Natuurlik soveel as moontlik. Nou maak hy uit al sin. Ja, dit maak sin hè. Die Italianers, hulle doen dit gewoonlik om genoeg ham in te pas en genoeg kaas, maar in hierdie geval ons wil genoeg aardappels inpas. Ja, ons het oor genoeg. Ons haal nog. Vreeslik lekker. Lyk vir my ou moet op jou sy lê eet as jy. Jy hoef glad nie, nee. Jy kan hom net so vasvat as jy wil. Dit is langer daai. Ja. Dan kyk hoe flip lekker lyk dit. Ja. Oh. Cheers. En die vraag is altyd, jy weet, hoe groei is hulle? Hoe kry ons hulle groot genoeg dat ons genoeg opbrengs kan kry dat ons boer geld gemaak het? En dan by dit natuurlik 'n klein bietjie sesamieolie en 'n klein bietjie soja. Kom ons kook noedels.